Ons het hierdie week gehoor van Jesus se liefde vir ons. Ek lees saam met jou in 1 Johannes 4 van vers 16 tot 21, maar sommer so terwyl ek dit lees, wil ek vir jou hierdie 7 waarhede kortliks uitlig. Die eerste een in vers 16 is 'n baie bekende geloofswaarheid: God is liefde. Ek hoef nie veel meer hieroor te sê nie. Nommer 2 is dat Johannes skryf: wie in die liefde bly, bly in God en God in hom. Daar is 'n wonderlike kohesie of harmonie of wisselwerking tussen ons en God wanneer ons in die liefde bly. Die derde waarheid is dat daar in vers 17 en 18 staan dat die liefde wat God ons mee geseën het, die vrees verdryf. En dan beklemtoon hy dit in vers 18 deur te sê: waar daar liefde is daar geen vrees nie, want volmaakte liefde verdryf vrees. En dan die 4de waarheid is in vers 19, waaroor ons al gepraat het, waar Johannes skryf: ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Maar daar staan nie dat ons net vir God lief het, omdat hy ons lief gehad het nie. Daar staan in die algemeen: ons het lief. Die 5de waarheid is dat Johannes hier die vals Christene identifiseer. In vers 20 sê hy: iemand wat sê ek het God lief en sy broer haat, is 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. Hier noem Johannes sulke vals Christene leienaars. Maar in hoofstuk 3 vers 15 gaan hy nog verder en hy noem hulle moordenaars. En dan wil ek net vinnig iets sê oor die term broer. Die Griekse woord hier is adelphos. Dit kan op 'n hele paar verskillende maniere vertaal word. Natuurlik die mees algemene gebruik is vir jou eie broer en dan ook vir 'n halfbroer, maar dit kan ook vertaal word as jou naaste, jou buurman, selfs jou kollega, jou medelandsburger of jou medemens. En uit die konteks van hierdie brief is dit baie duidelik dat Johannes nie hier praat net van jou eie bloedfamilie nie. En dan punt nommer 6 en 7 wat by mekaar aansluit, is eerstens in vers 17b, nadat hy geskryf het, volmaakte liefde verdryf vrees, skryf hy oor die kinders van die Here: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. En dis hier waar ons gekonfronteer word met hierdie ongewone liefde. Lewe jy ook nou reeds soos Jesus? En die 7de waarheid is in vers 21, waar Johannes maar net bevestig: hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer, oftewel sy medemens lief hê. En daarom dat ek sê, hierdie liefde van Jesus beweeg ons om ook lief te hê. Ons het nie 'n keuse nie. Petrus skryf ook so in 1 Petrus 1 vers 22 en 23, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, sê hy in vers 23. Ongeveins lief hê beteken opreg lief hê en sonder bymotiewe. En dan sê hy, maar dit moet nog verder gaan, ons moet mekaar van harte en vurig lief hê. As jy in Petersen se message gaan lees, dan staan dit daar, dat ons mekaar moet lief hê asof ons lewens daarvan afhang. En dit is wat Petrus vir ons hier wil deurgee, net soos Johannes. Die ongewone liefde van Jesus beweeg ons om ook ander mense lief te hê. Kom ons vra die Here om ons elke dag daarmee te help. Kom ons bid saam. Here, ons ken U liefde en ons weet dat U deur U Heilige Gees U liefde in ons harte uitgestort het. Help ons om te fokus en te konsentreer om in hierdie wêreld ook te leef soos U geleef het, om in U voetspore te volg. En omdat U ons eerste lief gehad het, help ons om ook ander lief te hê, opreg lief te hê. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.